Ek wil vanoggend net begin. Ek dink nie ek hoef myself weer voor te stel nie. Amen. Ek wil vanoggend vir jou sê, kan jy net vir iemand langs of naby jou 'n high five gee en sê, "Wel, prys die Here dat jy die weer aangedurf het vandag." Hæ? High fives, kom, high fives, high fives. Amen. Want gewoonlik as die weer so is, nee, dan raak die siele maar skaars. Amen. Dan verdwyn almal. So, baie welkom en dankie dat julle gekom het vanoggend. Amen. Ons glo en vertrou dat die Here 'n afspraak het met ons vanoggend. Amen. Het jy 'n verwagting, iets wat jy van die Here afsoek? Soek jy nog iets by die Here? Hou julle van die Ou Testament? Hou julle nog van die Ou Testament? Ek moes lank sukkel om my vrou te oortuig om die Ou Testament te lees, want sy sê vir my, "Liefie, maar al die name." Ek sê, "Lees net." Dan sê sy my, "Liefie, maar hier's nog name." En sê ek, "Hou net aan." Okay. Die Here leer ons baie uit die Ou Testament uit, nê. So ons gaan vandag uit die Ou Testament uit leer, maar ek wil begin en vir jou vra, en ek het dit nou gevra, maar ek wil dit weer vra, en ek gaan dit weer vra, en dit weer vra. Is Jesus nog op die troon van jou hart? Maklik om te sê ja. Maar wanneer ons tegnies na hierdie ding gaan kyk, is Jesus nog op die troon van jou hart? Is Jesus sitting on the throne of our hearts, or are we gaining an advantage? Jesus op die troon van ons hart. Want ek wil vir jou sê, hierdie is heel moontlik die laaste keer wat ek met julle gaan praat vir 2025. Amen. Okay, so heel moontlik sien ek julle eers weer in 2026. Eers volgende jaar sien ek julle weer. So ek wil seker maak dat Jesus op die troon van jou hart is en dat die naam van Jesus gegraveer is in jou hart. Want weet jy wat, ons moet nooit vergeet dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe en niemand gaan na die Vader as dit nie deur hom is nie. Amen. Jesus is nommer 1. Amen. It's all about Jesus. Amen. Alles gaan net oor Jesus en Jesus moet op die troon van jou hart sit, anderste is jy in beheer van jou lewe. En ons het al agtergekom, as ek en jy in beheer wil wees van ons lewens, dan ry ons gewoonlik die bus van die pad af. Amen. Ek en my vrou ry nou die dag hier op en ons sien die verkeer hierso by die N4 en toe hoor ek nou, of toe kyk my vrou op al die groepe nou, wat gaan daar aan? Toe het een van die weermag se trokke nou lyk my omgeval op die hoofweg. Okay. Nou wil hulle nie toelaat dat enige iemand hulle kom help nie. Hulle wil nog 'n weermag trok kry om nou te kom die trok optel langs die pad. Hulle lank gevat. Okay. Lank gevat. Want hulle wil in beheer wees, né? Nee? Maar wanneer ek en jy in beheer is van ons lewens, dikwels begin ons van die pad af gaan. En dis nie lekker om dit te sê nie, amen. Come on. Amen. Dis nie lekker om dit te sê nie. Maar dit is wat gebeur. Maar voordat ek nou verder van die rails af gaan, kan ons kom by wat ons eintlik wil praat. Julle kan gaan na 1 Konings hoofstuk 2. En ons gaan praat oor die koning Dawid. Almal weet wie's Dawid? Onthou julle vir Dawid? Ja, dankie tog. Okay. Ons gaan praat oor Dawid se laaste woorde. Okay, so Dawid lê op sy sterfbed. Okay, wie was Dawid se seun? Kan julle onthou? Prys die Here daarvoor. Iemand weet. Amen. So Dawid sit op sy sterfbed of lê op sy sterfbed en sy laaste woorde aan sy seun is die volgende. En dit is waar ons gaan wees vandag, nê. Nee, is 1 Konings hoofstuk 2. En hy begin so in my vertaling begin hy so en hy sê die laaste bevele van Dawid en sy afsterwe, sy dood, nê. Nee. Hy sê en toe die dae van Dawid naderkom dat hy sou sterwe, het hy sy seun Salomo beveel gegee en gesê: Ek gaan heen op die weg van die hele aarde. Wees dan sterk en word 'n man. Okay. Wees dan sterk en word 'n man. Dawid sê vir sy seun,
Hoorie Salomo, ek gaan sterwe, maar die eerste ding wat ek vir jou wil sê, wat jy moet onthou, is wees sterk en word 'n man. Amen. En nou wil ek eintlik dit, kan ek maar so 'n bietjie change en sê, vir die vrouens, wees sterk en word 'n goddelike vrou. Amen. Wees sterk. Is dit maklik vir ons om sterk te wees? Wie vind dit maklik? Want as jy dit maklik vind, nee, dan nooi ons jou asseblief uit om 'n seminar aan te bied oor hoe om baie maklik sterk te wees in 2026. Okay? Wees sterk, sê Dawid vir sy seun. Wees 'n man. Amen. Staan sterk. Hoekom moet ons sterk staan? Want daar gaan storms wees, daar gaan challenges wees, daar gaan probleme wees as 'n Christen. Okay, in ons lewe as 'n Christen, maar ons moet sterk wees. Dit is nie 'n keuse nie. Amen. Dit is technically nie 'n keuse nie. Okay, as ons die Here aanneem, ons is Christene in 2025 in die wêreld, en ek gaan nie net eintlik sê Suid-Afrika nie, want ek wil nie eintlik pik op Suid-Afrika nie, want in die wêreld is dit moeilik om Christene te wees vandag. Amen. Because, jy sien, the prosecution of Christians is nie net in 1 of 2 lande nie. Dit is besig om teen 'n radikale pas te versprei. Amen? Okay, whether ons dit like of nie. Okay, whether ons dit wil hoor of nie, dit is. As julle hoor wat ek sê. Amen? Die stem van die kerk is al hoe meer besig om die wêreld probeer die kerk se stem stil te maak. Want weet jy wat is die grootste bedreiging in die wêreld, is as daar 'n kerk is, as daar 'n kind van God is, wat sterk genoeg het, wat boldness het om op te staan en te sê, ek staan vir Jesus in Jesus naam. It's the biggest threat to the kingdom of darkness. Is 'n kerk wat 'n stem het. En die oomblik wat ons die kerk se stem of die Christen se stem kan demp, dan kan die donker oorwin. Amen. Make sense? Maak sin? So, dis tyd kerk dat ek en jy sterk wees vir dit wat voor lê, sodat ons taak op aarde kan voldoen. Amen. Ek wil nie weggaan van Dawid af nie, maar ek wil eintlik hardloop, maar laat ek myself terughou. Hy sê, en onderhou die ordeninge van die Here, vers 3, onderhou die ordeninge van die Here, jou God, deur te wandel in sy weë, deur sy insettinge, sy gebooie en sy verordeninge en sy getuienisse te onderhou, soos geskrywe is in die wet van Moses, sodat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen en alles waantoe jy jou begewe. Nou, op Dawid se sterfbed weet hy dat sy seun gaan die koning word. Amen. So die eerste ding wat hy vir hom sê, voor jou koningskap begin, wees sterk, word 'n man. En dan sê hy vir hom, nadat jy nou sterk is, doen dit wat die Here by jou behaag om te doen. Amen. Do that which pleases God in your life. Hoekom? Sodat jy kan voorspoedig wees. Amen. Baie mense soek net voorspoed, maar hulle wil nie doen wat die Here sê nie. Weet jy, ek verstaan nou nie. Mag die Here, kan ek nou 'n JJ hart gee? Yes, weet jy, ek wil net 'n cruiser ry. Hallo? As ek net 'n cruiser ry, dan is my lewe gemaak. Ek hoef nie eers 'n huis te koop nie. Technically worry ek nie. Koop 'n cruiser. Gaan nie vir julle lieg nie, soos wat die dinge nou loop, hou 'n cruiser meer waarde as 'n meentuis. So, hallo? Maar doen ek wat die Here wil hê ek moet doen? Amen? My eerste prioriteit moet wees, lewe 'n lewe aanneemlik vir God. Hallo? En weet julle wat, ek moet vir julle sê, so graag soos ek 'n cruiser wil ry, as ek nie een ry nie, is ook okay. Solank ek die voorreg kan hê om vir my lewe lank te sien hoe die Here siele tot inkeer bring.
Solank ek daai voorreg kan hê, en mag die Here my genadig wees. Mag die Here my so genadig wees, dat hy my sal aanhou gebruik, solank soos wat ek op aarde is. Mag hy my so genadig wees. Want wat 'n liefde het hierdie God vir my en jou, dat hy ons sal gebruik. Baie mense sê, ek wil hê die Here moet my gebruik, maar ons lewe nie 'n lewe aanneemlik vir God nie. Doen wat die Here sê jy moet doen in jou lewe, sê Dawid vir Salomo. Volg die Here se verordeninge. Luister wat aanneemlik en goed is vir die Here. Amen. Vers 4, sodat die Here sy woord mag vervul, wat hy oor my gespreek het, naamlik, as jou seuns ag gee op hulle weg, deur voor my aangesig getrou te wandel, met hulle hele hart en met hulle hele siel, dan sal daar nie vir jou 'n man op die troon van Israel ontbreek nie. Met ander woorde, die Here het vir Dawid gesê, as jou seuns my liefhet, met hulle hele hart en hulle hele siel en hulle hele verstand, dan sal jou nageslag vir altyd op die troon sit. Hoeveel van ons as kinders van die Here bly getrou tot in die einde toe? Hoeveel van ons is bekommerd oor ons kinders? Here, maar ek weet nie of my kinders ooit die Here gaan dien nie. Is jy nog getrou aan die Here? Is ek en jy nog getrou? Want ek wil vir jou sê, ons getrouheid aan die Here gaan oorspoel na ons kinders toe. Amen? Gaan oorspoel na die nageslag van Christene wat kom na jou. Ek wil vir jou sê, of jy dit weet of nie, en of jy dit like of nie, na jou kom Christene. En hoe jy leef, hoe ek en jy vandag onsself handel, gaan oordra in watter tipe Christene kom na ons. Is ons besig om 'n Christen nasie op te rig wat swak is en vou onder enige druk? Of is ons besig om 'n sterk generasie op te rig wat sê ons staan vir Jesus, maak nie saak wat nie? Jy sien, as ek en jy vou onder die kleinste bietjie hitte so sneeumanne, die oomblik wat die son uitkom, dan smelt ons in een, dan gaan die nageslag van Christene ook sneeumanne wees. Amen? Ek weet nie van jou nie, maar ons het nie nodig om Christene in ons nageslag op te rig, wat net gaan sê, okay, wel, jy weet wat, dit is nie okay meer om van Jesus te praat nie. Weet jy wat, dit is nou onwettig om by my werkplek van die Here te praat, so ek gaan eintlik maar net stil bly en wegkwyn op my eie. Hallo? Weet jy, mens lees van die disippels, en jy kyk 'n ou soos Paulus, hy word in die tronk gegooi, en in die tronk skryf hy meeste van die Nuwe Testament, uit die tronk, uit die swakste plek van sy lewe, en Petrus was 'n geleerde, intelligente individu gewees. Jy weet, Petrus was eintlik op 'n stadium 'n ryk ou gewees, okay, en hy eindig hier in die tronk op, en hy sit in die tronk, en hy doen die grootste werk, vir wie? Vir die nakomeling Christene wat na hom gaan kom. Maar die oomblik wat ek en jy gesê word by die werk, weet jy, ons praat nie geloof by hierdie werk nie. Of weet jy wat, moet net nie vir iemand bid in die kantoor nie. Moet net nie kom en vir iemand sê, wel ek ervaar die Here sê dit nie. Moet dit net nie doen nie, want hier is nie die tyd en die plek vir dit nie. Hallo? O nee, weet jy wat, ek wil net nie my werk verloor nie. O, weet jy, sal jy my 'n WhatsApp stuur na die tyd, dat ek net vir jou kan sê, ek wil iets met jou deel. Hallo? Ek het eendag ry ek Middelburg toe, en terwyl ek ry, ervaar ek die Here vir my iets sê, en die Here sê vir my, daar's 'n persoon wat by ons werk wat in 'n hoë posisie is, van die finansiële bestuurder van die maatskappy, en hulle sê, die Here, ek ervaar die Here sê vir my, ek moet vir hierdie persoon woord gaan gee, en ek moet vir hierdie persoon bid.
en ek ry tot by die kantoor en ek gaan kyk of die persoon by die kantoor is en die persoon is in die kantoor, klop in die deur, ek sê luister hier, ek moet met jou praat. Jy hoor hier, so wat is reg? Ek stap in, ek sê kan ek maar hierdie deur toemaak of wil jy hom ooplos? Nee, maar hoekom, wat wil jy sê? Ek sê kan ek die deur toemaak of moet ek hom ooplos? Okay. Nee, maak toe, gee vir hierdie persoon die woord wat ek ervaar, die Here sê ek moet vir die persoon sê. Persoon bars uit in traan, ek begin vir hierdie persoon bid. Soos wat ek vir die persoon bid, kom die eienaar van die maatskappy in die kantoor ingeloop. Ek het een van 2 keuses. Okay, hoorie nee, hou op bid. Ga jy ophou bid nie? Hou aan die woord gee. Jy kan maar kom saam bid as jy wil. Amen. Maar hoeveel van ons het 'n vrees ontwikkel om te sê, wel, weet jy, maar dit is nou nie meer aanneemlik om hierdie te doen nie. Amen. Come on, mense. Come on. As ek en jy 'n vrees het oor wat mense gaan sê, omdat ons die Here dien, dan is Jesus nie op die troon nie. Dan is jy op die troon. En kom ek sê vir jou, hoekom is jy op die troon? Want jy is so bekommerd oor wat iemand van jou gaan sê, dat jy nie dink wat iemand sê van Jesus nie. Dit beteken, Jesus is nie op die troon nie, jy is. Amen. Almal okay? Okay. As ek en jy bang is om vir iemand te sê, weet jy wat, die Here het jou lief. As ek en jy bang is, en wanneer die Here daai ding in jou hart bring, wanneer jy iewers is en jy ken nie iemand nie, en jy so op jou sene wees, want jy weet die Here praat met jou, maar jy weet nie hoe om dit te doen nie. As ek en jy sê, maar weet jy, ek gaan dit nie doen nie, ek sal maar 'n boodskap stuur na die tyd, of miskien loop ek weer in hierdie persoon vas. Kan ek gou vir julle 'n getuienis vertel, en my vrou is nou nie hier nie, en sy weet nie, ek gaan hierdie vir julle vertel nie, maar gaan in anyway. Maar sy like my so baie, dat sy nie omgee nie. So, sy like my regtig baie, I kid you not. Ek en sy gaan gister na die mall toe, nee, nou, dit is mos nou my gunsteling plek op hierdie aardbol. 4 mure en baie mense, dit maak mos sin. Nee, glad nie. It's terrible. Nou loop ek in hierdie mall rond, ek kyk heeltyd rond, wat gaan aan, wat gebeur, net emergency escape exits. En ons loop verby iemand, of terwyl ons mall toe ry, sê sy vir my, jy sal my nie glo nie, ek het van hierdie persoon gedroom. Ek sê, maar wat het jy gedroom? En sy vertel my droom. Ek sê, dis awesome, jy moet hierdie persoon vertel, reg? Okay. Sy sê vir my, ja nee, ek sal met hierdie persoon 'n afspraak maak. Ek sê, okay, maak 'n afspraak, nee, nou ry ons. Kom by die mall aan, ons loop daar verby Woolies, sy ingang, hier's die persoon binne in Woolworths van wie my vrou gedroom het. Ek soos hy. Come on, go. Sy sê, nee, want my vrou is so tipe mens, en is nou nie omdat sy lelik is nie, as sy een van julle ooit sien in Checkers, heel moontlik gaan sy julle nie groet nie, okay, sy loop weg, en is nie omdat sy nie mense like nie, maar sy like die mense nie. Okay. As ek jou in Checkers sien, nee, gaan ek 4 rakke afwees en soos, yo, my broer, hallo, alright, en hy gaan most likely jou 'n paar minute besig hou in die gang, weet jy, hoe lyk die dinge, okay, sy is glad nie so nie, sy is die teenoorgestelde, ek's 'n social butterfly, ek loop en flappy heel dag, sy is nie, okay, sy sal persoonlik na jou toe kom met jou gesels, wat ook al, maar sy wil nie omkant gevang word met mense nie. Nou, ek sê vir, hey, daar wat jy is, nee man, ek sal 'n afspraak maak, wat ook al, ek sê, confirmation, 101, sy sê, nee, sloop aan. Ek sê vir, jy luister nie, nee, maar ek sê jou, jy luister nie, okay, nou gaan ons aan. Kom toe uit die winkel uit wat sy wou gaan, loop ons af, terwyl ons in die mall afloop, hier kom die persoon so van vooraf. Okay, ek sê, is dit nou? Sy sê, nee. Ek sê, ja, sy sê, nee. Ek sê, ja, nee, sy sê, nee. Die vrou kom toe naby, ek sê, hey, my vrou wil vir jou iets sê. Sy sê, hoe gaan dit met julle? Goed, sy moet vir jou iets sê. Dis, maar wat? Ek sê, ja. My vrou sê toe vir die vrou, okay, wel, ek sal met jou afspraak maak, maar ek moet met jou praat, ek het van jou gedroom. Ek sê, sy het van jou gedroom, sy vertel haar nou. Nee, ek laat haar nie toe nie. Eventually vertel sy al. So, weet, het ons daai courage om te sê, hey, ek ervaar die Here sê, ek moet vir jou iets sê. Het ons nog daai courage? Ons moet dit hê. Want onthou, Jesus
is nommer 1. Hallo? Jesus is nommer 1. As die Here jou nou sê, om vir iemand iets te sê, jy weet nie of is dit die laaste kans wat daai persoon het om van Jesus te hoor nie. Amen, jy het so daaraan gedink. Maar weet jy, ek ervaar iets in my hart. Ek weet elke keer as ek hier kom praat ek oor checkers, nee, maar ek like dit om met checkers te doen, maar. Weet, as jy by checkers kom by die til, en jy ervaar in jou hart om iets vir die persoon te sê wat daar werk. Nee, weet jy wat, dis nou snaaks. Of 'n kelner, weet jy, dis nou snaaks, ek gaan nou nie dit doen nie. Wat as dit die laaste dag van daai persoon se lewe is? En die laaste kans om van Jesus te hoor. Eendag as ek en jy by die hemel kom, gaan daar mense wees in die hemel as gevolg van jou? Of gaan daar mense wees in die hel as gevolg van jou? Hallo? Ek wil aangaan, maar ek wil hê julle moet gaan verder lees van vers 5 af, maar Dawid sê vir Salomo die volgende, nadat hy vir Salomo sê om sterk te wees en Jesus of die Here te volg en te doen wat aanneemlik is vir God, nê? Daarna gee Dawid vir hom 'n lys van vyande. Okay, it's crazy eintlik. Hoor hierdie storie uit. Dawid gee vir sy seun 'n lys van sy vyande. En hy sê vir Salomo, die eerste ding wat jy moet doen as koning is gaan en maak hierdie mense dood. Okay? Gaan maak hierdie mense dood. Want hulle is my vyande. Okay, hoor gou hierso. Dawid het geweet, as Salomo nie die vyande gaan verslaan nie, gaan sy koningskap baie moeiliker op aarde wees. Want daar's nog vyande wat rondloop wat Dawid nie klaar verslaan het nie. Amen? Kind van God, as ek en jy vandag nie klaarmaak met ons vyande in ons lewens nie, en ek praat nie van mense nie, as ons nie klaarmaak met ons vyande in ons lewe, wat ons verhinder om sterk Christene te wees nie, gaan ons kinders en hulle kinders dieselfde vyande moet beklei. Ek weet nie van jou nie, maar ek het 2 seentjies. Die oudste een se naam is Kian en die klein enetjie se naam is Elia. Hulle sê, ek gaan nie vir jou lieg nie. Okay, dink 2 keer voor jy jou kind Elia noem. Okay, I kid you not. Okay, daai ou is ernstig, oor alles. Jy weet, en toe ek nou eintlik daaraan dink, jy weet nou, as jy nou moet hom moet raas, jy weet, hey, Elia, nee, jy weet, dan dink jy onmiddellik aan soos 450 Baal-profete dood, 4 uit die hemel uit, jy weet. So ek soos, hey, Elia, okay. Gelukkig het ons hom 2 name gegee, Elia, Daniel. Okay. So as ek moet hom raas, dan sê ek vir my, hey, Daniel. Is bang. Okay. Ek joke net, hy is eintlik baie cute. Maar hy is baie ernstig. As ek my 2 seuns kyk, ek wil nooit hê hulle moet 'n stryd stry wat ek moet stry as 'n pa nie. Amen. Hoekom wil ons as Christene toelaat dat geestelike kinders wat na ons gaan kom 'n stryd stry wat ek en jy kan nou wen? Weet jy hoeveel mense ontmoet ek, nê, wat 60 jaar lank van hulle lewe leef. Ek vertel vir John vroeër, ons het 'n gemeente geplant in 'n aftreeoord. Ek ontmoet mense daar wat in hulle 70's is, wat nog nie laat gaan het van dinge wat met hulle gebeur het as kind nie. Hierdie mense beklei 40, 50 jaar met dieselfde ding en hulle kry nooit oorwinning nie. Want ons is te bang om te face dit wat ons deur moet face. Amen? Ek weet nie van jou nie, maar ek smag daarna dat daar 'n generasie van Christene op aarde sal wees, wat nie nodig het om die goed deur te gaan wat ons deurgaan nie, sodat hulle kan sterk staan, sodat hulle kan warriors wees, sodat hulle kan siele wen vir die Here, sodat hulle kan sê, weet jy wat, as die mense voor my hier deurgekom het, sal ek hier deurkom. Mense wat kan sê, wel ek het gesien dat my pa oorwin, so ek sal oorwin. Ek het gesien hoe die evangelie verkondig word, so ek sal dit doen. Ek het gesien hoe
my ouers vreesloos vir mense bid in die straat, so ek sal dit doen. Ek het gesien hoe my ouers en my grootouers sonder vrees Jesus proklameer in die openbaar, so ek sal dit doen. Maar ek en jy is te bang om die naam van Jesus te uiter, en dit is die naam wat redding in lê. Dit is die naam wat die dooies uit die dood uit opwek, dit is die naam wat die duiwel uitdryf, dit is die naam wat die melaatse genees, is die naam van Jesus, en ek en jy is te vreesbevange om die naam van Jesus te uiter. Kind van God, jy het een van twee keuses, en dit is baie eenvoudig. Jy het een van twee keuses, either ons is all in or all out. Dis die twee opsies. Daar is nie 'n jou kant nie. Jy het nie 'n kant nie. Amen. Dis either die Here se kant of nie die Here se kant nie. En julle almal weet wie's nie in die Here se kant nie. Dis die twee opsies. Ons kan nie oor die fens gaan staan so en wag vir die dag dat die fens ons hak nie. Hoor julle wat ek sê? Kan nie. Jy weet wat ek van praat, John. Ons kan nie. Maar dit is die twee opsies. Kom ek sê vir jou. Ek preek nie baie fancy slimme goed nie. Okay, ek doen nie. Maar ek sê jou een ding. Ek weet dat daar's Jesus wat my kom haal het. Toe ek dit nie verdien het nie. Toe ek hom nie gesoek het nie. Toe ek op die verkeerdste plek van my lewe was daar Jesus wat na my gekyk het en nie die vuil goed gesien wat ek eintlik was nie. Nie die rubbish gesien waarmee ek besig was nie. Nie die sondaar gesien wat ek eintlik was nie. Maar weet jy wat, daar was hierdie Jesus gewees wat na my gekyk het en gesê het, ek soek jou, ek sal jou gebruik, ek het jou lief, ek red jou uit. En weet julle, dit is die Jesus wat op ons harte se troon moet sit. Dit is die Jesus wie ons vir mense moet vertel. Ek het gister 'n gesprek met iemand wat glad nie kerk toe gaan nie. Gaan glad nie kerk toe nie. Like nie kerk nie. En hierdie persoon sê vir my 'n ding en hy sê vir my, weet jy wat ek nie verstaan van party Christene nie? Ek sê vir hom wat? Hy sê party Christene loop hulle hele lewe lank en sê, "Wel ek wag dat die Here my roep," of "Ek weet nie waarvoor is ek geroep nie." Hy sê, "Maar is almal nie geroep vir dieselfde ding nie?" Hy sê, hierdie persoon gaan nie kerk toe nie. Hy sê want Matteus 28:19 sê mos, jy moet gaan en disippels maak. Hy sê so, hoekom sukkel die Christene? Wat se tyd morsel om uit te figure waarvoor hulle geroep is? Want dit is baie eenvoudig. Gaan, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Amen. Hoeveel van ons weet nog hoe dit voel om iemand na die Here toe te lei? Hoeveel van ons, steek 'n hande op, kom. Hoeveel van ons weet hoe voel dit as iemand tot bekering kom as gevolg van die Here wat jou gebruik het? Kom ek sê gou vir jou, as jy nog nie daai gevoel gehad het nie, begin streef daarna, want kom ek vertel jou, jy het in jou lewe nog nooit gevoel hoe waardig jy kan wees in iemand se hande, soos in die hande van die Here, wanneer hy jou gebruik om 'n siel te red nie. Ons soek ons waarde in alles rondom ons, maar jou waarde is in Jesus. Hoeveel mense stry 'n stryd oor hoe hulle lyk, hoe hulle vandaan kom, wat se kar hulle ry, wat se kar hulle nie ry nie. Hoe groot hulle huis is, hoe klein hulle huis is. Mense stry hierdie stryd want hulle vind hulle self in die verkeerde dinge. Jou identiteit is in Jesus en al wanneer jy gaan weet, is wanneer jy klaarmaak met die ou vyand. Maak klaar met hierdie dinge wat jou lewe al saam met jou kom. Begin jouself aanvaar. Jy het nie jouself gemaak nie, die Here het jou gemaak. Jy's in sy beeld gemaak, begin jouself aanvaar. Want kyk, wanneer ek en jy onsself nie aanvaar nie, ons kyk in die spieël en sê, ag weet jy, ek is te dit, ek is te dat. You know what, I don't look the way I want to look. You know, I'm not the way I want to be. You know, maybe if I only had blonde hair, maybe if I only had brown hair, maybe if I only had grey hair, maybe if I only had green hair, maybe... You know, begin vir jouself in die spieël kyk en sê, weet jy wat, ek is gemaak in die beeld van die Here.
Amen. As jy wil blou hare hê, maak jou hare blou. Okay? En daai vibes is doen dit. Okay? Maar jou identiteit moet in Christus gegrond wees. Jy is geroep, kind van God. Almal wat hier sit, almal. Maak gou so. Lewe julle nog? Dan die Here nog 'n plan met jou. Then God still has a use for you on this earth if you are still breathing. Amen. Johnny, Engels is vir jou, my vriend. Maar hy weet hy gebruik dit eintlik net vir self-defense. Daar's 'n roeping op elkeen van julle se lewens. Want Matteus 28 is nie net vir pastore en predikante nie. Dit is vir almal. Kom in die Here se teenwoordigheid want hy wil, sal en kan jou gebruik. O, weet jy maar hierdie wonderwerke waarvan ek hoor, dit was net vir die vroeë kerk. Hæ? Jy het al dit gehoor? O, dit was net vir die apostels. Dien dieselfde Here, selfde Gees. Sê hy ding, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in my woon. Amen. Die Here wil jou gebruik. En ek wil jou encourage vandag en ek gaan klaarmaak. Nommer 1, raak ontslaaf van die vyande in jou lewe. Oorwin hulle, jy kan. Aanvaar jouself. Want Jesus aanvaar jou. Amen. Maak los met hierdie goed wat jou terughou van die Here af. Maak klaar met dit. Maar weet jy wat, jy weet nie wat ek deur is nie. Ek sukkel om te vergewe. Vergewe, want Jesus het jou vergewe. Amen. Hy het die prys betaal vir jou, sodat jy 'n oorwinning kan hê. Ek wil vir jou encourage, vir 2026 wat kom. Jy hoef nie as jy nie wil nie. Wil jy hê die Here moet jou gebruik? Begin mense vertel van Jesus. JJ, maar ek ken nie die hele Bybel nie. Maak nie saak nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe en niemand gaan na die Vader toe behalwe deur hom nie. Hierdie res kan jy leer. Maar begin vir mense vertel van Jesus wat jou gered het. Ek sê altyd vir mense, die maklikste manier om te begin evangeliseer is om jou getuienis te deel. The easiest way to start evangelizing is deel jou getuienis. Wat het die Here vir my gedoen? As ek by 'n nuwe plek bedien, die eerste ding wat ek doen is ek vertel vir mense hoe Jesus my gered het. Dis die beste evangelisering tool wat daar is. Dus kry oorwinning deur die woord van ons getuienis. Amen. Ek wil jou encourage. Moet nie volgende jaar net weer sit waar jy nou sit nie. Moet nie volgende jaar net doen wat jy nou doen nie. Jy het 'n opportunity om iets vir Jesus te doen. Moenie laat die opportunity verbygaan nie. Moenie wag vir nog 'n profeet wat gaan profeteer. Die Here kom môre nie. Begin nou. Begin mense vertel. Kersfees, is julle saam met julle vriende en families? As almal begin eet, sê wow. Kom ek vertel julle 'n ding. Ken julle hierdie Jesus? Weet julle wie hy is? Want hy het jou lief. Hy het gesterf aan 'n kruis vir jou. Hy was gebore as 'n baba in hierdie wêreld. En hy het gesterf aan 'n kruis vir jou om jou uit te red. Amen. Gebruik jou geleenthede, kind van God. En ek vra dat die Heilige Gees binne julle harte net sal kom iets stuur om te sê, wel, ek wil nie net meer sit waar ek sit. En net kerk toe kom en huis toe gaan en kerk toe kom en huis toe gaan en kerk toe kom en huis toe gaan. Ek wil begin sê, maar ken julle Jesus? Amen. As jy net kerk toe gaan en huis toe gaan, ken jy net 'n stukkie. Ervaar jy net 'n stukkie. Die beste part mis jy. Amen. Kan ons net ons oë sluit? Dankie Here vir hierdie wonderlike dag. Vader, dankie vir die geleentheid wat ons het om U te kan aanbid, net U naam te kan grootmaak en
Here, dankie dat U in elkeen van ons harte kom werk vandag. Heilige Gees, ek vra Here dat U deur alles wat ek gesê het, Here, dat U regtig net sal kom 'n woord plant in hierdie mense se harte. Holy Spirit, I just pray that You would touch each and every individual here, Lord. Father, I pray that You just rise up inside of them, that You would stir water inside of them, Lord. Here, dat U net hulle sal opstir, sodat hulle sal 'n honger te kry om die naam van Jesus te vereer. Here, dat hulle 'n besef sal kry vandag, Here, dat daar is 'n plan met hulle en daar's 'n roeping op hulle lewens en Here, dat U elkeen hier wil gebruik. Lord, I also pray for those who struggle to overcome enemies in their lives, Lord. Father, I pray now in Jesus' name, Lord, that the walls will come down like the walls of Jericho, Lord. Father, I pray that the waters will open for them, Lord, like You opened the water for Your people, Lord. Ek bid, Heilige Gees, Here, dat U oorwinning sal gee vir hierdie mense. Here, dat hulle self-aanvaarding sal hê, Here. Die wat moet vergewe, Here, dat U hulle die moed sal gee om te kan vergewe, Vader, Here, omdat hulle weet, Here, dat U hulle vergewe het. Here, ons aanbid U net. Ons loof U, ons prys U, Here. Here, ek bid dat U elke persoon hier sal bless. Lord, I pray that You just bless each and every person here. We pray for a revival in their hearts, Lord. In Jesus' name.